on SABC Encore. This program is rated PG-13. Viewer discretion is advised. Yes, hallo. Wat's nuus? Al vandag met Visser gepraat. Die hond homself oorgegee aan die polisie. Hy slaap vanaand in dieselfde môreoggend verskyn in die hof. Net Colleen is die enigste getuie, nou dra sy haar rug op hom. Typies. Nou die jongen in die moeilikheid is, hy probeer sy eie baas red. Sy was nou haar hande in onskuld. Dan dinge lyk nie goed vir hom. Hy gaan 'n moordklag teen hom lê. Jy sien volgens die staatspatoloog se verslag is daar wurgmerk aan pieke oor sy keel en 'n groot neusplek langs die een slaap. Goed, alles gebeur voordat die hom in die water gestamp het, maar het laat net alles lyk asof dit 'n vooropgesette plan is, jy weet. Geld, aanranding, verdrinking. Ja, net Colleen nou natuurlik vol. Pico het vir Dion geskreeu, hy kan nie swem nie. En Dion het doelbewus weggery en hom in die water gelos om te verdrink. En môre? Wat gebeur môre? Sy nie gevra word om te pleit nie. Die saak sal uitgestel word, ons sal borgtog gereël. Heel waarskynlik laat hulle hom vry. Dan is natuurlik nog iets anders. Ek weet nie my saak nie, maar ek wil al lank nie hieroor praat. Jy mors jou tyd met Jeannie, jy weet dit. Ja, Mary Ann het jou regtig lief dan, hoor jy haar nie 'n kans nie. ons het vasgesit. Ja, ek het my gesê. Sy's 'n goeie girl dan, sy's mal oor jou. Jy kan baie slegter doen as dit. Vra my, ek weet. Jou pelle dink almal soos ek. Ons dink jy gee vir haar rowwe tyd. Ek weet ek voel skuldig oor haar. Nou kom vat Janie fliek toe nie. Koop jy vir haar ete. Jy speel kipido. Hoekom nie miskien dit nodig, hè? Help nie, ek gooi jou lewe weg op 'n verlore saak nie. Hardes en Jeannie sal nooit skei nie. Vra my, ek doen baie skei sake. Hoekom sê jy so? Maar ek weet. Ek glo dit nie. Is jy honger? Soos 'n bees. Kom ek vat jou uit vir ete. Kan ek net gou iets anders gaan aantrek? Ek sal wag. Enige dinge gaan jy ooit weer sien nie. Ons maak almal foute. Is dit 'n verskoning? Ja, dis 'n stelling. Dit jy laat besluit jy het my geselskap weer nodig. Ek het besluit ek was dalk 'n bietjie rof met jou. Dalk. Jy beslis. Ek was beslis rof met jou. En te pla jou gewete jou. En ek het gedink jy het regtig verlang na my. Wel albei. En toe kom haal ek jou. En jy is ons. Ek is bly. Ek is regtig bly. Kom staan. Jy gaan nog mal wees vir my. Dis nie ek staan klaar maar oor jou. Kom ons gaan weg vir 'n naweek, net ek en jy toe. Kan nie.
het afspraak met de dame. Sy is 70 en sy is my eie bloedouma. Wat 'n afspraak kan jy vir julle naweek hê? Dis wat my Drakensberg. Sy het my geldsaak met my bespreek, haar testament en alles. Trek jy alweer my been? Nee, Jenny. Maar as jy my vra vir volgende naweek, dan ek ten volle beskikbaar. Lieg jy vir my dan? Nee, ek lieg nie. Kan ek saamgaan? Sal ek eers moet vra as jy gasvrou. Nee, los dit. Ek dink in elk geval nie 'n naweek saam met jou en 'n ou vrou gemaak wonder wees nie. Is jy kwaad? Nee, ek's net vies. Elke keer as ek dink dinge raak lekker tussen ons twee, dan kry jy die een of ander bizarre rede om ons te bederf. En wat nou van die naweek? Is dit nou aan of nie? Ek sal wat dink. Ek sê laat weet. Moenie moeite doen nie. Sy wel eens vind om die naweek mee op te kikker. Nou is jy kwaad. Sal ons gaan? Ekskuus dan. Kyk, ons loop. Hallo, dokter, laat gaan. Daan, is Bani. Jammer ek pla jou so laat. Het jy gehoor van Leon? Ja, Pieter Moelman het my kom sê. Daan, kan jy nie asseblief die klag teen hom terugtrek nie? Hy is ons broer. Myne en joune. As hy kom, sou ek baan nie. Maar is ongelukkig nie in my hande nie. Daar is 10 afsonderlike bedrogklagte teen hom. Pieter sê dis 'n kriminele klag. Al wat ek in hierdie stadium kan doen is om in sy guns te getuig. Maar wat die ander 9 dokters gaan doen, dit weet ek nie. Maar ek het 'n vermoede die meeste gaan teen hom getuig. Maar jy kan ons met hulle praat. Dis my plan, ja. Daan, ek is lief vir Leon. Ek wil nie jy moet in die tronk gaan sit oor iets wat tussen julle gebeur het nie. Dit sal ewige bitterheid oor die familie bring. Ek weet. Bel net vir pa en sê vir hom ook. Hy is siek van bekommernis. Okay, my skiet ek so. Dankie, Daan. Wat gaan ons maak, stoffies? Ons sien nou 'n klaam aan van moord. Wat dan? Jou pa ken nie reg Barabbas. Hy ken elke advokaat van naam in die land. Jy het gehoor hoe lui die foon. Hoeveel van sy vriende het kom hulp aanbied. As hy nie die saak kan oplos nie, dan kan niemand nie. Maar jy het gehoor van Anet Kolyn. Die staat moet bewys dat hy skuldig is. Maak nie saak wat sy sê nie. Die staat moet bewys hê. Kom, gaan maak vir ons koffie. Edelagbare, verskeie klagtes van bedrog en 'n klag van moord, alternatiefelik strafbare manslag word teen die beskuldigde ondersoek. Ten einde die polisie in staat te stel om die ondersoek te voltooi, vra die staat dat die saak uitgestel word tot die 20ste November. Meneer Moelman, Edelagbare, as die hof behaag, ek verskyn namens 'n beskuldigde. Die verdediging wil asseblief aansoek doen om borg. het die staat enige beswaar? Edelagbare, die klagtes teen die beskuldigde is van so 'n ernstige aard dat ons nie die aansoek kan steun nie. Daarom vra die staat dat die beskuldigde aangehou word tot die 20ste November. Edelagbare, in die lig daarvan dat die beskuldigde homself aan die polisie oorgegee het nadat hy uitgevind het dat aan hom gesoek word, wil ons betoog dat dit onnodig is dat hy aangehou word. Die hof stem met u saam. 'n Borg van R5000 word vasgestel met die verdere voorwaarde dat jy daagliks by die polisiestasie moet aanmeld. Die saak word uitgestel na die 20ste November soos versoek. Die hof sal vandag. Staan in die hof.
Goeiedag. Verskoon tog, ek is nou by u. Anet, kan ons buite praat asseblief? Dankie dat jy gekom het. Ek het jou eintlik nie hier verwag nie. Ek sou na jou toe gekom. Jy wil seker met my praat oor Dion. Ek kom net van die hof af. Ek sien 'n geweldige moeilikheid. Ja, danksy die klagtes wat jy in jou pelle teen hom gelê het. Ek weet. Ons het nie geweet van Pico oor nie. Plekster om my te kom of my sê wat in die gang is, nie te verdwyn nie. Ek kon dit tot enige gevolgtrekking kom, toe ek polisie toe. En ek is baie jammer daaroor. Ja, weet jy, spyt kom altyd te laat. Sê my, wat 'n skielike belangstelling het jy nou in Dion? Anet, jy het die hele ding saam met hom deurgemaak. Jy weet hy's onskuldig. Ek weet net wat ek gesien het. Jy weet dat Pico oor hom in hierdie skema ingepraat het. Dit het in julle sitkamer gebeur en jy was daar. Maar ek was nie daar toe hulle die checks verwissel het nie. En buitendien, luister, ek het nie nodig om hier te staan sodat jy vir my kan preek oor Dion nie. Jy's nie sy. As jy 'n mens nodig het, is jy skielik so beleefd en gaaf. Maar onthou net een ding daan. Dion het my in die steek gelaat in die hof toe ek hom die nodigste gehad het. Anet, dis 2 jaar gelede. O, en oor 'n 2 jaar gelede was, nou moet ek skielik daarvan vergeet. Nee, Daan. My geheue is nie so kort nie. Ek kan nog goed onthou hoe dit voel om in die hof uitmekaar uitgeskeur te word. En nou sal hy ook voel hoe dit voel. Anet, dis nie 'n speletjie nie. Daar's 'n moordklag teen hom en jy was op die boot toe alles gebeur het. Kyk, ek het hierdie hele saak al klaar met my prokureur bespreek en ons het alreeds 'n beëdigde verklaring by die polisie gaan aflê. So dit help nie jy probeer my beïnvloed om vir Dion te lieg nie. Alles wat gesê moes word, staan reeds op papier. Besef jy dat jou getuienis hom kan sink? Dit gaan om die waarheid van wat gebeur het, Daan. En wat is die waarheid? Dat hy geweet het Pico kan nie swem nie en dat hy vir my gesê die man kan maar versuip en dat hy weggery het en hom half bewusteloos in die water gelos het sodat daar genoeg tyd was om te verdrink. Dis wat jy agterna besluit het oor wat die waarheid is. Watter motief op aarde kon Dion gehad het om vir Pico dood te maak? Dit is eenvoudig. Pico was die enigste mens wat kon getuig het dat hy en Dion saam aan die bedrog was. Daarom het hy hom doodgemaak. En nou kan hy mos sê dat hy onskuldig by die bedrog ingesleep was en dat Pico se dood 'n ongeluk was. Goed, Anet. Ek sien jy het jou antwoorde baie mooi uitgedink. Kyk, ek is hier om jou te beïnvloed nie. Ek het net gehoop ek sê kon reed om die billike waarheid te vertel. Maar ek sien nou ek kan nie. En dis al wat ek wou geweet het. Julle het gedink julle het laaste gelag daardie dag in die hof 2 jaar gelede. Wys jou net hoe die meel kan maal, né? Nou ja, my kind. Ek's bly jy kon kom. Cheers. Dis nou een ding van julle dokters. Julle naels is altyd skoon en julle hande gewas. Haai my kind, leen tog vir ouma hierdie knippertjie. Wie ek het my emery boards by die huis vergeet en ek moet nog my manicure doen. Seker. Nou ja. Gaan maak jy jou so lank aan die kamer mooi en dan kry jy my vanmiddag 4 uur weer hier. En dan drink ons nog so ietsiekie op die bowie.
Jeannie. Dan, Wat op aarde maak jy hier? wat maak jy hier? Jy moes ouma Freddy hier ontmoet. En jy moes ook 4 uur kry. Wat maak ons nou? Het sy ook hiernatoe genooi maar probleme met jou te kom bespreek. Arme ouma. Sy probeer so hard om ons twee mekaar te kry. Hierdie keer is sy het reg gekry. Sy het my motorstuur gesien weg. So ek is gestrand. Gee hom. Nee. Ek gaan die hele herrie losbars. Alles die wonderlikste ding wat ons kon gebeur het. Sy het my genooi vir 'n dop, seker vir jou ook. Maar kom ons stap liewer. Okay. Elke keer as ek jou sien, dan is dit van nooit iets in ons gekom het. Ouma was onverantwoordelik, maar met goeie bedoelings. As haar is ooit van hierdie naweek moet uitvind, wie wat 'n gemors het gaan afgee. Ek dink is presies wat ouma wil hê. Sy's baie uitgesproke oor my huwelik dan. As sy kan, sal sy môre verongeluk. Ek hoor jy gaan op pad met Mary en Haber uit. Waar hoor jy dit? Iemand het julle nou die aand in 'n restaurant saam gesien. Ek kon dit nie help nie. Ek weet ek het dit reg nie, maar ek was so ontstel toe ek daarvan hoor. Ek was ongelooflik jaloers op haar. Jy sien iemand vir my gesê het ek kan nie my lewe so voortsit nie. Ek moet nie vir jou wag nie. Ja, ek weet. Dan is jy lief vir haar. Nee. Maar ek oorweeg het om met haar te trou. Ek het baie daaroor gedink. Ek het nie meer sterre in my oë oor die huwelik nie. Sy is jonk, ek is meer volwasse as sy. Al vereiste wat ek deesdae in die huwelik stel is kameraadskap. Ek is alleen, ek was eensaam. Jy weet, mens kan nie lewe so lewe nie. Sy is 'n goeie maat wees, sy is nogal 'n plesierige soort mens. Ai, Dan. Jy praat soveel onsin en jy besef dit nie eers nie. Kyk na my. Kyk wat het 'n liefdelose huwelik my in die sak gebring. Ek het ook geredeneer soos jy. Kom ons vergeet van Mary Ann en van Hardes. Ek het nogal baie uitgesien hierdie naweek. Ek dink die ding met Dion my meer ontstel as ek gedink het dit sou. Kom ons gedruk uit dan. Okay. Sy is seker as jy na die Drakensberg het. Ek het hom maar 'n uur gelede gebel. Sy's gister al saam met ouma weg. Ek wil nie moeilikheid hê nie, okay? Daar is hy. Thanks, man. Okay. Jy weet hulle sê soos bier deur 'n strooitjie drink stoffies, dan word my stormdronk, né? So watch it. Wel, dat is in elk geval 'n wagen, nee. Liefde is sterk, hè? Is jy jaloers? Ja, ek is. Ek moet sê daai groot liefde van jou het jou maar baie skielik gedrap, hè? Ag, net Colleen was nog nooit my groot liefde. Die onkels regtig jou saak sink. Ja, natuurlijk. Jy moet 'n goeie advokaat kry, soos Kilian. Daai een wat Anet verskeer het tydens danse verhoor. Ja, ek moet sê dan later gaan is ook nie op die oomblik die grootste liefde in my lewe nie. Hy probeer help. Ja, hy probeer help om sy gewete ompla. Maar toe hy haastig was om 'n klag teen my te gaan lê, toe het hy nie veel omgegee wat met my gaan gebeur. Jong, jy's nou onbillik teenoor hom. Hoe sê ek onbillik? Hey, het nie eens die vertroue in my gehad om te wag dat ek kan verduidelik wat aangaan nie. Ja, en hoe lank moes hy wag? Die wil jou nie kritiseer nie. Maar dan het hy rede gehad om te doen wat hy gedoen het. Nou, aan wie se kant is jy nou in? Ek sien niemand se kant nie.
Ek probeer net regverdig wees. Ja, die hele familie is bevang oor daanlatig. Hy kan ons niks verkeerd doen. En dit net omdat my pa 'n skuldkompleks het oor sy verlore ou seentjie. Hoor hier. Dink julle nie ons moet liewer oor iets anders praat nie? Wel, as ek met aanlatig ter sprake gebring het nie. En ons een helfte van die familie nog verlief op hom. Nie dat ma en pa veel omgee daaroor. Los Virginie uit hierdie argument uit. Sy het oor genoeg probleme wat jy haar nie ook hoef te verwyd oor harde spruit mag nie. So, nou is jou tema, hè? Leon, ek's jammer. Ons moet nie beklei nie. Maar jy het soveel probleme dat jy weier om jou vriende om jou raak te sien. Dan is nie jou vyand nie. En wat gebeur het jy ook skuld. Miskien is dit nou die tyd dat die familie van verandering weer 'n slag bymekaar kom. Linkie, ons kop voor hier aan die bal. Ja, jy om die ons op Boukberg. Stad se neonarms draai my in hul vas. Spot my een ry spore wat gister nog langs jou was. Winkelpopgesigte, dieselfde dag en nag. Troef my met 'n glimlag wat gister nog in my oë was. Ek staan voor grobbe mure, my son was beton gewees. Het ek maar die bordjie met die kommissak gelees. Tyd verbind die seer kry, verouder dit soos wyn. Dit was 'n ongelooflike aand gisteraan. Dit is nie reg nie, Daan. Hoekom nie? Jy weet hoekom nie. Kom ons praat daaroor. Jy kan my nie help nie, Daan. Miskien kan jy my help. Jou help? Wat hulp kan ek jou gee? Asseblief. Daai liedjie koele sak. Dis die storie van ons lewe, is dit nie? Myne en joune. Alles wat ons doen. Elke ontmoeting wat ons in dusver gehad het, dieselfde toer op straat afgestuur. En dit net alles ons mekaar 'n paar maande te laat ontmoet het. Die noodlot laat niemand met rus nie. Die noodlot is dikwels dinge in jou eie hande. Jy kan verander. Jy neem tog jou eie besluite. Die huwelik met Hardes was nie 'n noodlot nie. Dit was 'n besluit wat jy geneem het. En jy kan dit verander as jy wil. Mens kan nie die noodlot verander nie. Sê my een ding. En wees eerlik. Het jy my lief? Jy weet dit. En jy weet hoe ek teenoor jou voel. Ja, ek weet. En dit alles beteken vir jou niks. Dit beteken vir my meer as enigiets in my hele lewe. Dis die enigste rede hoekom nog die krag het om te bly lewe. Dit en Rolien. En jy gaan niks saamdrink doen. Wat God beskik het, het God beskik. Asseblief, is verkeerd. Nee, Daan. Hoe verskriklik die hele ding ook al is, ek kan nie daaruit loskom nie. Kom ons gaan terug. Ek dink ons moet mekaar weer sien nie. Wat is verkeerd, jong? Verskriklike pyn op my maag. Dokter, kom. Wie bou jy nou? My dokter. Hierdie is 'n bandopname. Dokter Lategan is vir 'n vrolike naweek weg Drakensberge toe. Skakel asseblief Dr. Retief vir noodgevalle by telefoonnommer 3230-204 wat die naweek aan diens is. Ek herhaal die nommer. Dr. Bob